Jakobus 5 vers 15 en 16 sê, en 'n gelowige gebed sal die siek mens gesond laat word, die Here sal hom laat opstaan, en watter sondes die sieke ook al gedoen het, dit sal hom vergewe word. Daarom moet julle sondes teen mekaar bely en vir mekaar bid, sodat julle gesond kan word. Die gebed van iemand wie se saak met God reg is, het 'n kragtige werking. Min pyne sny so diep soos die van 'n Christen ouer wie se kind ver van God afgedwaal het. Ons het hulle groot gemaak in die vrees en die vermaning van die Here, maar hulle het die geloof van hulle jeug verwerp. Soos die pa van die verlore seun, kyk ons elke dag ons oë moeg op soek na tekens van ons kind se terugkeer uit 'n ver land. Te dikwels hardloop ons tot hulle redding. Ons verdedig en debatteer in plaas daarvan dat ons met harte vol van geloof hulle aan God se hande oorgee. Ons moet sy goeie hart teenoor hulle vertrou. Hy alleen kan 'n honger en 'n dors na geregtigheid aanwakker. Hy weet hoe om hulle aandag te trek. Selfs as hulle harte gebreek is, sal hy al die stukke versamel en hulle 'n splinternuwe hart gee. Selfs in totale verlatenheid kan hy die jare wat die vyand gesteel het, herstel en teruggee. Hy weet hoe om hulle harte weer vas te vang. Dit is nou die tyd om God met albei hande styf vas te hou. Dit is nou die tyd om ons hande oop te maak en ons kinders in sy hande vry te laat. Ons sal nie opgee nie, ons sal nie terugdeins nie. Solank ons asem het, bid ons vir hul vreugdevolle terugkeer. Maar Vader, dankie Here, dat ons kinders vandag aan U kan opdra. En ons kinders se kinders. Dankie Here, dat ons U kan eer vir hulle lewens. Dankie Here, dat wanneer ons bekommerd is oor hulle, dat ons hulle net in U hande kan oorgee. Ons vertrou U Here met ons kinders se lewens en ons bid dit vanmôre in die naam van Jesus. Amen.